Kom ons maak ons oë toe en dan bid ons saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons dankie en ons loof en prys U dat ons weer vanmôre na U woord kan luister. Here, ons dankie dat ons opnuut weer kan besef dat U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die een wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Here, waar U ook vanmôre tot ons gaan spreek, wil ons ook vra dat U vir ons sal lei, dat ons ore sal oopmaak, dat ons sal hoor wat U vir ons sê, dat ons dit in ons harte sal aanneem en dat ons dit ook in ons lewens sal gaan uitleef om daardeur die lof en die eer en die heerlikheid wat U toekom dan ook aan U te bring. Daarom vra ons ook, Here, spreek nou tot ons, want ons die kinders wil graag luister en ons vra dit en bid dit alles as dit U wil is in U groot en heilige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen. Vanmôre wil ek dit so 'n bietjie anderster doen as gewoonlik. Ek gaan nie begin deur vir ons 'n hele gedeelte uit die Bybel uit te lees nie. Ons gaan wel baie gedeeltes uit die Bybel uitlees, maar ek wil begin deur vir ons net ons teksvers vir vanmôre te lees. So ons teksvers vanmôre is Matteus 26 vers 54 en ons lees daar die woorde van Jesus. Hy sê, hoe sou die skrifte dan vervul word, dat dit so moet gebeur? Dis 'n vraag wat hy vra. Hoe sou die skrifte dan vervul word, dat dit so moet gebeur? Nou, ons leef in baie interessante, maar baie onsekere tye. Baie mense is baie bekommerd oor die oorlog, veral die oorlog daar in die Midde-Ooste op die oomblik, die brandstofpryse wat styg en opgaan en die sogenaamde tekort aan brandstof, wat daar nie net in ons land is nie, maar ook in ander lande is. Baie mense blameer vir Trump en sê hy het 'n onnodige oorlog begin en hy het die oorlog onnodig begin en dat ons almal nou gaan swaar kry as gevolg daarvan. Maar soos met baie dinge in die ou wêreld waarin ons is mense en ons almal is dalk skuldig daaraan kortstondig. En ons leef net vir vandag, ons leef net van dag tot dag en ons dink nie aan die dag van môre nie. Ons sien nie die groter prentjie nie en dit is die groot probleem. Ons sien nie die groter prentjie nie. Dis ook so wanneer dit gaan en wat ons geloofslewe aanbetref. Ons is nie bereid om vir 'n kort tydjie swaar te kry om uiteindelik 'n groter en 'n beter toekoms eendag te hê nie, en dit geld vir baie aspekte van ons lewens. Nou vanmôre wil ek net die opmerking maak dat alles in hierdie lewe moet ons onthou, gaan uiteindelik oor die stryd tussen lig en duisternis, die stryd tussen goed en kwaad, die stryd tussen die kinders van God en die kinders van die bose. Daar is ook nie 'n middel nie, jy is of aan God se kant of aan die duiwel se kant. Nou ja, kom ons kom vir 'n oomblik terug by bekommernis. Bekommernis is sekerlik menslik. Maar aan die ander kant daarvan moet ons ook onthou, bekommernis is in 'n sekere sin ook 'n teken dat ons nie vir God vertrou nie, of minstens vergeet dat God in beheer is en vergeet dat God reg en goed regeer, dat hy almagtig is. Nou vanoggend is natuurlik Palmsondag, die Sondag waarop Jesus Jerusalem binnegekom het op die donkie se rug. En dit is natuurlik omdat hy geweet het dat hy in Jerusalem gekruisig sou word minder as 'n week later. Maar ek wil ons vanoggend 'n bietjie verder in hierdie week wat oplei, wil ek amper sê, tot by Jesus se kruisiging, Goeie Vrydag wat ons eerskomende Vrydag vier. Ek wil ons bietjie verder in hierdie week invat. En ek wil hê dat ons spesifiek moet gaan kyk na die lewe van een van Jesus se disippels, Judas Iskariot. En ons gaan na grepe of gedeeltes van sy lewe kyk, nie net vanuit die week voor Jesus se kruisiging nie, maar ons gaan spesifiek ook daar fokus, maar ook bietjie verder terug in sy lewe. En ek wil hê dat ons moet raak sien uit hierdie grepe wat ons gaan bekyk, of hierdie gedeeltes uit Judas Iskariot se lewe uit, dat Jesus nog altyd in absolute beheer was, dat hy van die begin af die einde sien,
en dat alles gebeur soos wat God dit beskik het van die begin af. Verder wil ek amper sê as bypunte of ekstra punte of 'n onderafdeling gaan ons ook so 'n bietjie fokus op die uitverkiesing. Ons gaan kyk na die gesindheid van die wat nie uitverkies is nie, soos Judas Iskariot. En miskien is die vraag wat ons vanmôre opreg weer hier in die pylvlak na Goeie Vrydag toe vir onsself moet vra, elkeen van ons ernstig vir onsself moet vra, is ek besig om Christen te speel, of is ek werklik 'n Christen? Is my hart werklik opreg? Onthou, dis nog nie te laat nie. As ek miskien twyfel en vir myself sê, dalk is ek besig om Christen te speel. Dis nog nie te laat nie, daar is nog 'n tyd. Gee jou hart vir die Here Jesus. Maar ek wil hê dat ons moet wegval met hierdie grepe uit Judas se lewe uit, en hieruit sal ons ook sien die gedeelte waaruit ons teksvers vanmôre gekom het. Die eerste gedeelte waar ek ons wil heenvat is in Johannes 6. Nou, ons gaan daar lees in Johannes 6 van vers 63 tot by vers 71. Ons lees daar: Dit is die Gees wat lewend maak. Hier word van die Heilige Gees gepraat. Dit is die Gees wat lewend maak. Die vlees is van geen nut nie. Die woorde wat ek tot julle spreek, dit is wat die Here Jesus sê, is gees en lewe. Maar daar is sommige van julle wat nie glo nie. Want Jesus het van die begin af geweet wie hulle was wat nie glo nie, en wie hy was wat hom sou verraai. En hy sê, dit is Jesus, om hierdie rede het ek vir julle gesê, dat niemand na my toe kan kom, as dit hom nie deur my Vader gegee is nie. Hieroor het baie van sy disippels teruggegaan en nie meer saam met hom gewandel nie. Toe sê Jesus vir die 12, wil julle nie ook weggaan nie? En Simon Petrus antwoord hom, Here, na wie toe sal ons gaan? U is die woorde van die ewige lewe. U het die woorde van die ewige lewe. En ons het geglo en erken dat u die Christus is, die Seun van die lewende God. Jesus antwoord hulle, het ek nie julle 12 uitverkies nie, en een van julle is 'n duiwel. En hy het bedoel Judas Iskariot, die seun van Simon, want hy sou hom verraai, hy wat een van die 12 was. Nou, wat ons hier moet raak sien, as ons veral teruggaan hier na vers 64 toe wat ons gelees het, dan lees ons daar in vers 64, dat Jesus sê vir hulle, maar daar is sommige van julle wat nie glo nie, want Jesus het van die begin af geweet wie hulle was wat nie glo nie, en wie hy was wat hom sou verraai. So hier word in die spesifiek van die ander disippels, dis nou nie net meer die 12 nie, maar daar is baie disippels wat vir Jesus volg, en hy het van die begin af geweet wie is hulle wat hier sou loop, en hy het van die begin af geweet dat Judas hom sou verraai, en so ook, ons is alreeds van voor die grondlegging van die wêreld af uitverkies. Jesus weet wie sy kinders is, hy weet wie speel Christen, en wie se harte is reg, wie is werklik Christen. Maar die belangrike ding is hier, waaroor gaan dit as ons vers 64 lees? Dit gaan oor die wat nie werklik uitverkies is nie, die wat Christen speel, wil ek amper sê, hulle glo nie werklik nie, maar maak of hulle glo. Hulle sê so, maar hulle lewens wys dit nie, en dit is die belangrike, dis wat ons uiteindelik vir mekaar moet sê. Die volgende greep waar ek wil hê dat ons nou moet kyk, wys vir ons nog iets daarvan. Ons lees in Johannes 12, daar tussen verse 3 en 8 die volgende. En Maria het 'n pond egte, baie kosbare nardessalf geneem en die voete van Jesus gesalf en sy voete afgedroog met haar hare. En die huis is vervul met die reuk van die salf. Toe sê een van sy disippels, Judas Iskariot, die seun van Simon, wat hom sou verraai, waarom is hierdie salf nie vir 300 pennings verkoop en die geld aan die armes gegee nie? En dit het hy gesê, nie omdat hy oor die armes besorg was nie, maar omdat hy 'n dief was en die beurs gehad het en die bydraes geneem het. So ons sien, hier was bedrog betrokke, maar nou lees ons in vers 7 en 8. Toe sê Jesus, laat haar staan, sy het dit bewaar vir die dag van my begrafnis. Want die armes het julle altyd by julle, maar my het julle nie altyd nie. En hier bedoel Jesus dat hy nie altyd in sy
menslike, vleeslike vorm by hulle sal wees nie. Maar waaroor gaan dit hier? Wat ons moet raak sien hier is dat Judas maak asof hy omgee, maar hy gee nie werklik om nie. Dit gaan eintlik oor die geld wat hy vir homself wil steel, die bedrog wat uiteindelik hier betrokke is. En dit gaan daaroor, hy dien eintlik vir mammon. Geld, geld, geld. En die eie ek wat myself met geld wil dien, maar is eintlik mammon. En wie is mammon anders as die duiwel? So dis nog 'n kenmerk van die wat nie werklik uitverkies is nie. Ons is kortstondig, ons fokus net op die hier en die nou, en ons aanbid eintlik vir geld, ons aanbid vir mammon. Maar dan wil ek ons vat na die volgende gedeelte toe, maar voor ek dit doen, wil ek net hê dat ons ook hier moet raak sien. Jesus wys ook hier wat vooruit gebeur. Hy sê vir Judas Iskariot hier, dat Maria het ook hierdie salf uiteindelik, nie net hier om sy voete nie, maar vir sy begrafnis. Dis 'n teken daarvan dat hy uiteindelik weet, hy sê eintlik vir hulle hier, en hulle besef nie wat hy op hierdie stadium sê nie, dat hy uiteindelik gekruisig sou word, dat hy sterf, dat daar vir hom 'n begrafnis uiteindelik sou wees. Dan die volgende gedeelte waarop ek ons wil wys, is die gedeelte waar Jesus sy disippels se voete was, in Johannes 13, en ek wil vir ons daar net lees tussen verse 14 en 19, en ons lees daar, as ek, dis nou Jesus, as ek dan die Here en die Meester julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was. Want ek het julle 'n voorbeeld gegee om net soos ek aan julle gedoen het, ook so te doen. Voorwaar ek sê vir julle, 'n dienskneg is nie groter as sy heer nie, en 'n gesant ook nie groter as die een wat hom gestuur het nie. As julle hierdie dinge weet, salig is julle as julle dit doen. Ek spreek nie van julle almal nie. Ek weet wie ek uitverkies het, maar dat die skrif vervul kan word. Hy wat saam met my brood eet, het sy hakskeen teen my opgelig. Van nou af sê ek dit aan julle voordat dit gebeur, sodat wanneer dit gebeur, julle kan glo dat dit ek is. So wat hier baie belangrik is ons sien weer, Jesus sê, julle moet besef, ek is almagtig, ek is God. Ek sê vir julle nog voordat iets gebeur, uiteindelik, dat dit sou gebeur. En wat hier gebeur is, dat hier kom Psalm 47 uiteindelik in vervulling. Ons lees in Psalm 47, ek wil net vir ons daar lees, verse 7 tot 10. En as iemand kom om my te sien, dan praat hy leuns. Sy hart vergader boosheid vir hom. Gaan hy uit na buite, dan spreek hy daarvan. Al my haters tesame fluister onder mekaar teen my. Teen my bedink hulle my onheil en sê, iets skandeliks is op hom uitgestort, en nou dat hy lê, sal hy nie weer opstaan nie. Selfs die man wat met my in vrede lewe, op wie ek vertrou het, wat my brood eet, het die hakskeen teen my opgelig. So dit sê Jesus hier, sodat Psalm 41 vers 10 in die besonder ook dan in die vervulling kan kom. En dit is natuurlik Judas Iskariot waarvan hy hier praat. Nou om die hakskeen teen iemand op te lig, is om iemand te verraai, om hulle vyand te wees, om hulle in die rug te steek, miskien in ons moderne taal. Maar wat ons hier moet raak sien, waaroor gaan dit uiteindelik? Dit gaan oor loyaliteit. Loyaliteit teenoor God, en ook loyaliteit teenoor mekaar as ons medemens. Ek wil amper sê, is jou ja en jou nee, of lieg jy maar om jou eie belange uiteindelik te bevorder in hierdie lewe. En uiteindelik moet ons vir mekaar sê, dit gaan oor die samevatting van die gebooie wat God vir ons sê. Wat is die samevatting van die gebooie wat die Here Jesus ook sê? Om vir die Here jou God lief te wees met jou hele hart en al jou krag en verstand, en ook om vir jou naaste lief te wees soos jouself. En dit is presies ook waarop ek wil wys wat die volgende gedeelte aanbetref. So die volgende gedeelte is waar Jesus dan ook die Vader aan sy disippels openbaar. In Johannes 14 in verse 22 tot 31 lees ons die volgende. Judas, nie die Iskariot nie, sê vir hom, Here, hoe is dit dat u aan ons u sal openbaar en nie aan die wêreld nie? Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar en my Vader sal hom lief hê en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. En ek wil myself daar onderbreek, so dis belangrik. Die ware kind van die Here,
God woon in sy hart. En dan sê vers 24 verder, hy wat my nie lief het nie, so ons sien, dit gaan oor liefde, hy wat my nie lief het nie, bewaar my woorde nie. En die woorde wat julle hoor, is nie myne nie, maar is van die Vader wat my gestuur het. Dit het ek tot julle gespreek terwyl ek by julle bly. Maar die Trooster, die Heilige Gees wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. En dis belangrik, ek wil myself weer daar onderbreek. As ons werklik aan Jesus glo, as ons werklik vir hom lief is, as sy liefde in ons harte is, dan sal ons ook daai vrede hê, en dan sal ons nie ontsteld wees vir alles wat in die wêreld gebeur nie. Ontsteld wees daaroor nie, want ons weet hy is in beheer en ons weet hy is lief vir ons en daarom het ons die voorreg om lief te wees vir hom. Maar kom ons lees verder in vers 28. Hy sê verder vir hulle, julle het gehoor dat ek aan julle gesê het, ek gaan weg en ek kom weer na julle toe. As julle my lief gehad het, sou julle bly wees dat ek gesê het, ek gaan na my Vader, omdat my Vader groter is as ek. En nou het ek dit aan julle gesê, voordat dit gebeur, sodat julle kan glo wanneer dit gebeur. Ek sal nie veel meer met julle spreek nie, want die owerste van hierdie wêreld kom en het aan my niks nie. Maar dat die wêreld kan weet dat ek die Vader liefhet en doen net soos die Vader my beveel het. Staan op, laat ons hier vandaan weggaan. So hier is 'n paar belangrike dinge. So hier sien ons iets van wat moet die kinders doen wat werklik uitverkies is. Wat doen kinders van God, wil ek amper sê. Net soos wat Jesus vir ons die voorbeeld gee. Hy was bereid om sy disippels se voete te was, ons moet bereid wees om mekaar se voete te was. So ook is hy gehoorsaam aan die Vader. Hy gee homself oor, hy weet wat kom. Hier wys hy weer vir ons. Hy sê vooraf vir hulle, ek moet gekruisig word. Dit is wat ons hier van vers 28 af gelees het. Ek gaan weg en ek kom weer na julle toe. Hy sê ook dat hy uiteindelik weer sal kom en ons moet ook daarin glo. Maar hy is gehoorsaam aan die Vader en ons uiteindelik moet ook gehoorsaam wees. En hy sê ook hier, die owerste van hierdie wêreld kom en hulle het niks aan my nie, hulle gaan my kom vang, hulle gaan my kom kruisig. Nou, die wonderlike is dat ons wat uitverkies is, het die Vader se liefde, omdat God sy liefde eerste in ons harte uitgestort het en daarom kan ons met liefde teenoor God en ons naaste leef. Dis wat Romeine 5 vers 5 sê vir ons, die liefde van God is in ons harte uitgestort. Maar die wêreld het nie werklik vir God en God se liefde in hulle harte nie en daarom uiteindelik leef hulle uiteindelik ook so dat mense kan sien dat daar nie werklik liefde is in hulle hart nie. Daarom verraai hulle mekaar, steek hulle mekaar in die rug. En dit is dan ook die volgende gedeelte in ons hoofgedeelte waar ek ons vanmôre dan wil heenvat. Ek wil hê dat ons moet lees oor die verraad van Judas Iskariot in Matteus 26. Sulke grepe daar. Die eerste greep is in verse 14 tot 30 van Matteus 26. Ek lees dit vir ons. Toe gaan een van die 12 met die naam van Judas Iskariot na die owerpriester en sê, wat wil u my gee en ek sal hom aan u oorlewer. Hy praat hier van Jesus. Hy vra, wat sal u my gee? Hy sê dit vir die owerpriester en dan sal ek vir Jesus verraai. En hulle het vir hom 30 silwerstukke afgeweeg. En van toe af het hy 'n goeie geleentheid gesoek om hom, dis vir Jesus, oor te lewer, met ander woorde aan hulle oor te gee. En op die eerste dag van die ongesuurde brode kom die disippels na Jesus en sê vir hom, waar wil u hê moet ons vir u klaar maak om die Pasga te eet? En hy, dit is nou Jesus antwoord, gaan na die stad, na 'n sekere iemand en sê vir hom, die meester laat weet, my tyd is naby. So hier sien ons dit weer, hy weet sy tyd is naby. By jou sal ek die Pasga hou met my disippels. Daarop het die disippels gedoen soos Jesus hulle beveel het en hulle het die Pasga berei. En toe dit aand geword het, was hy met die 12 aan tafel. En terwyl hulle eet, sê hy, voorwaar ek sê vir julle, een van julle sal my verraai. Toe word hulle baie bedroef, hulle word hartseer en begin elkeen van hulle aan hom te sê, is dit miskien ek, Here? Toe antwoord hy en sê, hy wat saam met my sy hand in die skottel insteek, hy sal my verraai.
Die seun van die mens gaan wel heen soos daar van hom geskrywe is, maar wee daardie man deur wie die seun van die mens verraai word. Dit sou vir hom goed gewees het as daardie man nie gebore was nie. En Judas wat hom sou verraai, antwoord en sê, is dit miskien ek, Rabbi? Hy, dit is nou Jesus, antwoord hom, jy het dit gesê. En terwyl hulle eet, neem Jesus die brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee aan sy disippels en sê, neem eet, dit is my liggaam. Toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle en sê, drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. Maar ek sê vir julle, ek sal van nou af nooit meer van die vrug van die wynstok drink, tot op daardie dag, wanneer ek dit met julle nuut sal drink in die koninkryk van my Vader. En nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan na die Olyfberg. So hier sien ons weer, Jesus weet wat in die toekoms sal gebeur. Hy sê vir hulle, een sal my verraai. Hy sê vir hulle, ek gaan sterwe en ek sal nooit weer saam met julle die Pasga of die nagmaal gebruik totdat ek weer gekom het eendag in die hemel by die bruilofsmaal van die lam nie. Die volgende greep hier uit Matteus 26 uit is vers 36. Ek wil net vir ons hier, nou is hulle in die tuin van Getsemane, Jesus is daar besig om te bid, soveel so dat sy sweet druppels soos bloed raak, hy is in stryd met die duiwel, hy oorwin ook die duiwel hier in die tuin van Getsemane, en ons lees onder andere in vers 36, toe kom Jesus met hulle in 'n plek met die naam van Getsemane, en hy sê vir die disippels, sit hier onderwyl ek daar gaan bid, en ons weet, hy kom 'n paar keer weer terug na hulle toe, maar ek wil hê dat ons spring na vers 45 en 46 toe, ons lees daar die volgende, daarop kom hy by sy disippels, dis nou vir die laaste keer, en sê vir hulle, slaap maar voort en rus, kyk, die uur is naby, en die seun van die mens word oorgelewer in die hande van sondaars, staan op, laat ons gaan, kyk, hy is naby wat my verraai, so hy het ook geweet, dat Judas Iskariot het nou in hierdie tyd al gegaan, en die owerpriesters en almal is met hulle fakkels en hulle swaarde en alles op pad na hom toe, sodat hy verraai sou word. En dan lees ons in vers 47, en terwyl hy nog spreek, daar kom Judas, een van die 12, en saam met hom 'n groot menigte met swaarde en stokke, gestuur deur die owerpriesters en ouderlinge van die volk. En sy verraaier het vir hulle 'n teken gegee en gesê, die een wat ek sal soen, dit is hy, gryp hom. Dis wat Judas nou vir hulle gesê het. En dan lees ons in vers 49 verder. En dadelik gaan hy na Jesus en sê, gegroet Rabbi, en hy het hom gesoen. So dis nou Judas wat vir Jesus gesoen het. Maar Jesus sê vir hom, vriend, waarvoor is jy hier? Toe kom hulle nader en slaan die hande aan Jesus en gryp hom. En een van die wat saam met Jesus was, dit is nou Petrus natuurlik, het met een sy hand uitgesteek en sy swaard getrek en hy het die diensknegt van die hoëpriester geslaan en sy oor afgekap. En ons weet natuurlik, ek onderbreek myself hier voor vers 52, dat Jesus het daardie ene wie se oor afgekap was, daardie hoëpriester se oor weer aangesit en weer genees. Want hy het geweet, dit is nie wat nou moet gebeur nie, dit gaan nou oor hom, hulle moet hom hier vang en hy moet uiteindelik gekruisig word. En dan lees ons verder in vers 52 en verder. Toe sê Jesus vir hom, sit jou swaard in sy plek terug, want almal wat die swaard neem sal deur die swaard vergaan. Of dink jy dat ek nie nou my Vader kan bid en hy vir my meer as 12 legioene van engele beskikbaar sal stel nie? Hoe sou die skrifte dan vervul word dat dit so moet gebeur? En hier kry ons teksvers. Hoe sou die skrifte dan vervul word dat dit so moet gebeur? So Jesus het hier geweet, as hy vir Petrus gelos het en hy daai hoëpriester wie se oor afgekap is, gelos het, sou hulle waarskynlik ook vir Petrus gevang het, en dan sou Petrus in die tronk gesit het, en dit sou op die verkeerde tyd gewees het, en dan sou Petrus hom nie kon verraai met die haan wat 3 keer kran nie, dan sou die verdere geskiedenis nie kon gebeur soos wat dit gebeur nie, en daarom het hy ook daai hoëpriester se oor uiteindelik genees, so daar het niks daarvan afgekom nie, maar dan lees ons ook verder in vers 55 en 56, in daardie uur het Jesus vir die skare gesê, julle soos teen 'n rower uitgekom met swaarde en stokke om my gevange te neem. Dag vir dag het ek by julle gesit en leer in die tempel, en julle het my nie gegryp nie, maar
Dit het alles gebeur dat die skrifte van die profete vervul sou word. Toe het al die disippels hom verlaat en gevlug. So hulle het geweet, hulle moes vlug. Nou wat gebeur hier waarop ek ons wil wys? Wat ons hier moet sien, is Jesus is in absolute beheer. Ja, die slegte mense doen slegte goed, hulle kom om hom te vang, maar in die proses is hulle besig om die skrifte te vervul, sonder dat hulle dit eers besef. So Jesus laat sy groot plan gebeur, deur hulle boosheid uiteindelik hier. En dit is hoe almagtig God is, en dit is uiteindelik wat ons moet raak sien. En dit laat my maar net dink, dit is soos wat Josef vir sy broers in Egipte gesê het, daar in Genesis 50 vers 20, want julle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goeie gedink, om te doen soos dit vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hou. Die kruisiging van die Here Jesus is juist dit, is die grootste, booste daad wat daar ooit was, maar Jesus gebruik dit alles om die grootste, wonderlikste goed van alle tye uiteindelik te bewerk, sodat ons lewens gered kan word en ons uiteindelik die ewige lewe kan hê. Die volgende gedeelte waarheen ek ons wil vat, is Matteus 27 vers 1 tot 5, en hier sien ons uiteindelik die uiteinde van Judas se verraad. Ons lees daar in hierdie 5 verse, en toe dit dag geword het, het al die owerpriesters en die ouderlinge van die volk saam raad gehou teen Jesus om hom dood te maak. Nou het hulle klaar vir Jesus gevang. En hulle het hom geboei, dis nou vir Jesus, en weggelei om hom oorgelewer aan Pontius Pilatus die goewerneur. Daarna, nou sien ons wat het gebeur met Judas. Daarna het Judas sy verraaier, toe hy sien dat hy veroordeel was, berou gekry en die 30 silwerstukke teruggebring na die owerpriesters en die ouderlinge en gesê, ek het gesondig deur onskuldige bloed te verraai. Maar hulle sê, wat gaan dit ons aan? Jy kan toesien. En hy het die silwerstukke in die tempel neergegooi en weggeloop en homself gaan ophang. Nou ons sien wat die uiteinde van Judas se lewe was, maar wat ons hier moet raak sien is, dat spyt kom altyd te laat, en jammer kom altyd te laat. Ja, mense wat nie uitverkies is nie, kan ook soms jammer wees, hulle kan ook berou hê oor die dinge wat hulle verkeerd gedoen het, maar baie keer moet ons besef en moet ons raak sien, gaan dit nie daaroor dat hulle werklik jammer is oor hulle sonde nie, maar dit gaan daaroor hulle is jammer dat hulle uitgevang is, en hulle het nie 'n werklike sonde besef nie, en dis die verskil. Die werklike kind van die Here is jammer oor sy sonde, wat in 'n sekere sin besef hy die Here Jesus moes dit aan die kruis verdra namens hom. Nou uiteindelik wil ek afsluit en ek wil sê, weer eens, jammer kom altyd te laat. So gee jou hart nou reeds vir die Here, as jy besig is om Christen te speel, as jou hart nog nie werklik aan die Here behoort nie, want hy is die Almagtige. Hy weet die begin van die einde af. Maar daar is ook troos vir ons. Die troos is dat ons kan weet, anders as ons, is God 'n groter prentjie God. Hy sien en hy weet wat die groter prentjie is. Ja, ons is in tye van oorlog, in tye van gevaar, in tye van groot onsekerheid, net soos wat die disippels op daardie stadium was, toe Jesus gevang is. Ons weet nie wat volgende gaan gebeur nie, en ons is bekommerd oor ons toekoms, maar God het ons uitverkies, dit kan ons weet. Hy woon in ons harte. Hy het vir ons aan die kruis gesterf, hy het vir ons die dood oorwin, en daarom maak nie saak wat gebeur nie. Ons kan vrede hê, die werklike vrede wat net die geloof in God alleen vir ons kan bring. En ten spyte van alles wat rondom ons gebeur, kan ons weet, hy is op die troon, hy regeer reg en goed. God is in absolute beheer. God is in absolute beheer, en sy raad, sy verlossingsplan met die wêreld kan nie gekeer word nie. Hy sien van die begin af die einde, en al die slegte dinge, al die pyn, al die siekte, al die swaar kry, al die hartseer, al die boosheid in hierdie wêreld, ja, dit alles kan nie God se volmaakte verlossingsplan keer nie. Deur dit alles kan ons moed hou, want hy, die goeie herder, is ons herder, en hy is met ons, en deur dit alles weet ons ook wat die einde gaan wees. Ons ontvang die ewige lewe, en daarom gee ons nie moed op nie, maar omdat hy deur sy woord, die Bybel, ook vir ons iets leer van die einde wat op ons wag, dat hy ons sal kom haal.
Daarom uiteindelik weet ons is oorwinnaars en daarom leef ons uiteindelik ook tot sy eer as oorwinnaars. Omdat ons weet dat ons die ewige lewe sal beerwe, daarom gee ons nie nou moed op nie en daarom hou ons aan om die goeie stryd te stry. Daarom hou ons aan om te volhard tot die einde toe, om hier op aarde alles wat ons doen, te doen tot eer en verheerliking van God, omdat alle lof en alle eer en alle heerlikheid hom toekom tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons bid weer saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons dankie en ons loof en prys U dat U die Alfa en die Omega is. Dit beteken U is die een wat van die heel begin af daar is, maar U is ook die een wat tot heel aan die einde daar sal wees. En U weet van die begin af wat die einde sal wees. U is almagtig, maar Here, ons dankie ook dat ons kan weet U is nie net die begin en die einde nie, maar U is ook die een wat is, wat in die tussentyd, tussen die begin en die einde ook by ons is, wat ons ook in hierdie tussentyd sal lei. Here, daar wil ons ook vra, waar ons so dikwels bekommerd is, waar ons vergeet dat U op die troon is, waar ons vergeet dat U almagtig is, waar ons vergeet dat U in absolute beheer is. Wil ons opnuut weer vra, Here, rig ons aandag, ons uitkyk, ons fokus elke dag weer opnuut op U. Maak ons harte oop en kom woon met die Heilige Gees in ons harte. Gee vir ons daardie vrede, omdat ons weet U het vir ons gesterf. U het aan die kruis met die bloed ons sondes afgewas. U het vir ons oorwin deur op die derde dag uit die dood uit op te staan. Ons is oorwinnaars in en deur U en ons weet waarheen ons op pad is. Ons weet ons is op pad na die ewige lewe toe. En Here, gee dat ons daarom sal weet in tye van swaar kry, hartseer, pyn, moeilike omstandighede, onsekerheid oor die toekoms. Here, dat ons nie bekommerd sal wees nie, maar dat ons ook sal weet, soms wil U ook hê dat ons vir 'n kort tydjie moeilike omstandighede moet deurmaak, maar dat U ook by ons is, U ons goeie herder, in en deur daardie moeilike omstandighede, maar dat ons op pad is, uiteindelik na 'n ewige lewe, na iets soveel beter as dit alles. En Here, daarom wil ons vra, werk ook in ons harte en in ons verstand, dat ons ook groter prentjie mense sal wees, soos wat U 'n groter prentjie God is, en dat ons daarom in alles wat ons doen, sal weet dat hierdie lewe is maar net 'n klein gedeeltetjie, maar dat die ewigheid op ons wag, en dat ons nou reeds sal leef asof ons 'n ewigheid het wat op ons wag, dat ons nie van U sal vergeet nie, maar dat ons weet U is die groot en almagtige, die alleen ware drie-enige God, en dat ons alles wat ons doen, sal doen tot eer van U naam. En Here, daarom vra ons ook, wees saam met elkeen van ons wat siekte beleef, wat hartseer is, wat beserings het, wat pyn het, wat swaar kry. Here, gee dat ons sal weet dat U is ons God, U is in beheer, dat ons kan volhard tot die einde toe, omdat U vir ons dan ook die krag gee. Here, gee dat ons U ook in alle omstandighede dan ook werklik sal loof en sal prys. Al hierdie dinge vra ons en bid ons nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen as dit U wil is, in U groot en heilige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen.